die gevaar van amper. Nou ons gaan ons skriflesing kry in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Nou geliefdes, daar is 'n woord wat baie gevaarlik is, wanneer dit met ons geestelike lewe te doen het. En daardie woord is amper. Amper beteken jy was naby. Amper beteken jy het dit gesien. Amper beteken jy was op die punt om dit te bereik. Amper beteken jy was naby genoeg om dit te hê, maar jy het dit nooit ontvang nie. Jy kan amper by jou bestemming wees en steeds nie daaraan kom nie. Jy kan amper by die deur wees en steeds buite bly. Jy kan amper genees wees, maar steeds siek wees. Jy kan amper ryk wees, maar steeds arm wees. En geliefdes, die mees gevaarlike plek om te wees, is om amper gered te wees. Die mees gevaarlike plek is om amper aan God te behoort. Amper beteken, ek weet van Jesus, maar ek ken hom nie. Ek gaan kerk toe, maar ek het nooit my hart aan God gegee nie. Ek hoor die woord, maar ek leef dit nie. Ek huil tydens aanbidding, maar ek bekeer my nooit. Ek voel die teenwoordigheid van God, maar ek weier om my lewe oor te gee. Daar is mense, geliefdes, wat amper besluit het om Jesus te volg. Amper het hulle sondes gelos. Amper het hulle vergewe. Amper het hulle lewe aan God oorgegee, maar hulle het nooit die stap geneem nie, en hulle het ook nooit daaruit gekom nie, en baie van hulle het gesterf in daardie toestand. En die gevaar van amper is dat jy dink, ek sal môre, ek sal later, wanneer ek ouer is, wanneer ek my lewe uitgesorteer het, maar die duiwel se gevaarlikste woord is soms nie nee nie. Dit is môre, want baie mense wat gesê het, môre sal ek my lewe aan Jesus gee, het nooit 'n môre gekry nie, of het nooit 'n môre gesien nie. Die gevaar van amper is, dat dit jou laat dink, jy is reg. Matteus 7 vers 22 en 23, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer nie, geliefdes, en dan sal ek openlik aan hulle sê, ek ken julle nooit, of ek het julle nooit geken nie. Dit is een van die ernstigste gedeeltes in die Bybel. Jesus sê daar, sal mense wees wat sê, Here, Here, ek ken die regte taal. Hulle ken die kerk. Hulle ken die liedere. Hulle ken die Bybel. Hulle kan selfs geestelike dinge doen. Maar Jesus sê, ek het julle nooit geken nie. Ai, jene, wat so tragies. Ek het julle nooit geken nie. Let op, hy sê nie, ek het julle een keer geken en toe vergeet nie. Hy sê, ek het julle nooit geken nie. Jy kan naby aan die kerk wees en ver van God wees. Jy kan naby aan die prediker wees en ver van Jesus wees. Jy kan naby aan die altaar wees en steeds jou hart vir God toesluit. Jy kan jou hande oplig, maar jou hart kan ver wees van God af. Jy kan halleluja sê, maar in sonde leef. Jy kan amen sê, maar nooit gehoorsaam wees of gehoorsaam word nie. Die gevaar is dat jy so gewoond raak aan die teenwoordigheid van God,
dat jy nie meer besef hoe ernstig dit is om sonder God te leef nie. Amper Christene stel hulle bekering uit. Handelinge 24 vers 25. Gaan vir hierdie keer heen, en wanneer ek geleentheid kry, sal ek jou laat roep. Hy was bang. Felix het die woord gehoor. Hy was bang. Hy was oortuig. Hy het besef dat hy met God moet regkom. Maar hy het gesê, gaan vir hierdie keer. Ek sal jou later roep. Later, môre of eendag, wanneer die tyd reg is. Maar die Bybel sê nie dat Felix ooit weer Paulus geroep het nie. Hy was oortuig, maar nie verander nie. Hy was naby, maar nie binne nie. Hy was amper, maar amper is nie genoeg nie. Geliefdes, daar is 'n verskil tussen oortuiging en bekering. Oortuiging sê, ek weet ek is verkeerd. Bekering sê, ek draai weg van wat verkeerd is. Oortuiging laat jou heil. Bekering laat jou verander. Oortuiging laat jou sleg voel. Bekering bring jou terug na God toe. Dit is soos 'n boom. Wanneer 'n boom bekering, daar is 'n verskil tussen bekering en rehabilitering. Nou bekering is soos 'n boom wat jy uittrek uit die grond uit met al sy wortels, maar rehabilitering is soos 'n boom wat jy in die middel afkap en môre sien jy daar loop hy weer uit, sy ou blare kom weer terug uit en daar bring hy weer lote voor. Maar as jy die boom uittrek uit die grond uit met al sy wortels, halleluja, kan hy nie terugkeer nie, want hy het ware, daar is niks wat agterbly nie. En dit is soos 'n man wat gekom het na die Here toe met opregtheid en berouheid en trane in sy oor. Bekering sê, ek draai weg van wat verkeerd is. Oortuiging laat jou heil. Bekering laat jou verander. Oortuiging laat jou sleg voel. Bekering bring jou terug na God toe. Daar is mense wat jarelang onder die woord sit en elke Sondag sê, eendag sal ek verander. Maar die vraag is, wanneer gaan jou eendag kom? Amper kan jou by die deur bring, maar nie deur die deur nie. In Lukas 13 vers 24, span alle kragte in om deur die nou deur in te gaan, geliefdes. Jesus praat van 'n nou deur, nie 'n wye deur nie, nie 'n deur waar alles toegelaat word nie, 'n nou deur. Jy kan nie alles saam met jou deur die nou deur dra nie. Jy kan nie jou sonde saamneem nie. Jy kan nie jou bitterheid saamneem nie. Jy kan nie jou onvergewe gesindheid, kan jy nie saam deur daarin nou deur nie. Jy kan nie jou trots saamneem nie. Jy kan nie jou wêreldse lewe saamneem en verwag om die koninkryk van God binne te gaan nie. Die probleem met baie mense is, hulle wil Jesus hê, maar hulle wil ook hulle sonde hê. Hulle wil die hemel hê, maar hulle wil nie die kruis dra nie. Hulle wil die seën hê, maar nie die gehoorsaamheid toepas nie. Hulle wil die kroon hê, maar nie die kruis van God dra nie. Maar Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Die gevaar van amper is dat jy die regte besluit kan uitstel tot dit te laat is. In Genesis 7 vers 16. En die Here het hom toegesluit. Genesis 7 vers 16 sê, en die Here het hom toegesluit. Noag het vir jare gepreek. Die mense het gelag. Hulle het hom bespot. Hulle het gesê, daar is geen reën nie. Maar toe het die reën gekom. Die aarddeur was oop, totdat God dit toegemaak het. Daar was mense wat waarskynlik op die laaste oomblik gesê het, nou glo ons, maar die deur was toe.
Daar was mense wat miskien gesê het, ons sal môre aangaan, maar daar was geen môre nie. Die gevaar van amper is dat jy aanhou wag totdat die geleentheid verby is. Daar is 'n tyd om te bid. Daar is 'n tyd om te bekeer. Daar is 'n tyd om God te soek. Jesaja 55 vers 6. Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Hy sê roep hom aan terwyl hy naby is. Die Bybel sê nie soek hom wanneer jy gereed is nie. Dit sê soek hom nou. Amper het 'n man met die naam Agrippa verloor. Amper het 'n man met die naam Agrippa verloor. In Handelinge 26 vers 28. Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna om 'n Christen te word. Byna, amper, hy was oortuig, hy het die waarheid gehoor, hy het die evangelie verstaan, hy het die boodskap ontvang, maar hy het nie die besluit geneem nie. Hy het amper 'n Christen geword, maar amper 'n Christen is nie 'n Christen nie. Amper gered is nie gered nie. Amper heilig is nie heilig nie. Amper gehoorsaam is nie gehoorsaam nie. Amper oorgegee is nie oorgegee nie. Jy kan amper 'n miljonair wees en steeds sonder geld wees. Jy kan amper by die hemel wees en steeds die hel bereik. Daarom sê ek vandag, moenie met amper tevrede wees nie. God soek nie 'n gedeeltelike oorgawe van u nie. Romeine 12 vers 1 sê, stel julle liggame as 'n lewende en heilige en aan God welgevalle offer. God vra nie vir 'n gedeelte van jou lewe nie. Hy vra jou hele lewe, nie net jou sondagopoffering nie, nie net jou kerktyd nie, nie net jou mooi woorde nie. Hy vra jou hart. In Spreuke 23 vers 26 sê die woord van die Here, my seun, gee my jou hart. God sê, gee my jou hart, nie net jou hande nie, nie net jou stem nie, nie net jou geld nie, nie net jou talent nie, jou hart sê die Here, want wanneer God jou hart het, sal hy ook jou lewe kan verander, of sal jou lewe verander. Die gevaarlikste woord in die kerk is, ek ken hom. Ek ken hom. Die gevaarlikste woord in die kerk is, ek ken hom. Titus 1 vers 16. Hulle verkondig dat hulle God ken, maar deur hulle werke verloon hulle hom. Daar is mense wat sê, ek ken die Here, maar hulle lewe sê, ek ken hom nie. Hulle mond sê, halleluja, maar hulle lewe sê, ek wil niks met God te doen hê nie. Ons moet verstaan, Christendom is nie net wat jy sê nie, dit is hoe jy leef. Dit is nie net 'n kerkkaartjie nie, maar dit is 'n verhouding met Jesus Christus. Dit is nie net om gedoop te wees nie, dit is om 'n nuwe skepsel te wees. 2 Korintiërs 5 vers 17. As iemand in Christus Jesus is hy 'n nuwe skepsel, sê die woord van God. Hy sê die ou dinge het verby gegaan en kyk, dit alles het nuut geword. Wanneer Jesus jou red, begin hy jou verander. Jy is dalk nie perfek nie, maar jy is nie meer dieselfde nie. Jy val dalk soms, maar jy bly nie doelbewus op die grond lê nie. Jy maak dalk foute, maar jou hart verlang om terug te keer na God. Daar is 'n verskil tussen 'n mens wat val en opstaan en 'n mens wat in sonde wil bly. Die vraag is nie, is jy amper daar nie? Die vraag is jy reg met God? Nie gaan jy kerk toe nie, nie ken jy die Bybel nie, nie ken jy 'n prediker nie, nie is jy in 'n bediening. Die vraag is, ken Jesus jou vanmôre, of ken Jesus jou vandag? Want op daardie dag
sal die belangrikste ding nie wees hoeveel geld jy gehad het nie, nie hoeveel mense jou geken het nie, nie hoeveel mense jou gevolg het nie, nie hoeveel preke jy gehoor het nie. Die belangrikste vraag sal wees, het jy Jesus geken? Het jy Jesus geken? Het jy Jesus aangeneem as jou persoonlike saligmaker? En die belangrikste antwoord sal wees, ja Here, ek het U nodig gehad. Ek het U vertrou, halleluja, en ek het U gevolg. Ek glo vandag dat God met iemand praat. Jy het lankal geweet, jy moet jou lewe aan God oorgee. Jy het lankal geweet, daar is dinge wat jy moet los. Jy het lankal geweet, jy moet vergewe. Jy het lankal geweet, jy moet terugkom na God. Maar jy het gesê later, vandag sê die Here, moenie langer uitstel nie vanmôre nie. Hierdie kanaal is vanmôre vir jou oop. Dat die Gees van God het jou gebring vanmôre. Jy is nie per toeval om te luister na hierdie boodskap nie, maar God het sy bepaalde tyd vanmôre met jou, want jy ken nie die toekoms nie, want die toekoms is in God se hande, so moenie uitstel vanmôre nie, moenie dit amper, halleluja, vir jou vandag te laat wees nie. Die deur van genade is nog oop, die Heilige Gees roep jou vandag, die woord praat met jou, Jesus staan gereed om jou te ontvang, maar jy moet die stap neem, halleluja, nie amper nie, nie môre nie, nie eendag nie, vandag sê die Here, as jy vandag weet, ek is nie waar, ek is met God wees nie, as jy vandag besef, ek is nie waar, ek met God moet wees nie, dan is hierdie oomblik vir jou. As jy sê, ek het die Here verlaat, dan is hierdie oomblik vir jou. Ek sê vanmôre, kom terug vanmôre. As jy sê, ek is moeg van sonde, laat staan en breek weg vanmôre en kom na Jesus. As jy sê, ek het probeer om dit alleen te doen, halleluja, kom na Jesus toe. As jy sê, ek was amper, maar ek het nooit heeltemal oorgegee of 'n oorgawe gehad om deur te breek nie. Hierdie is die dag wat die Here uitgesit het, spesifiek vir jou, om te luister na hierdie woord. Jong man, jong vrou, moeder, kind, vanmôre, jy is nie per toeval by hierdie woord vanmôre nie, want môre is nie vir jou, vanmôre, môre is nie vir jou, deur die Here, onbekend vanmôre. Môre is vir jou onbekend vanmôre. In Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie, nie môre nie, vandag. Jesus sê, kom soos jy is, kom met jou gebrokenheid, kom met jou skuld, kom met jou pyn, kom met jou sondes, kom met jou mislukking, maar moenie bly soos jy is nie, want wanneer jy nie by Jesus kom, verander hy jou. Johannes 6 vers 37 sê, en hom wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. Jesus sal jou nie verwerp nie. Jesus sal jou nie wegstuur nie. Jesus sal jou nie sê, jy is te ver gegaan nie. As jy vandag terugkom, sal hy jou ontvang. As jy vandag jou hart oopmaak, sal hy jou vergewe. As jy vandag jou lewe oorgee, sal hy jou herstel. Moenie amper gered wees nie, wees gered. Moenie amper oorgee nie, gee jou hele lewe aan Jesus, halleluja. Geliefdes, die lewe is te kort. Ons weet nie hoeveel dae ons het nie. Ons weet nie wanneer ons laaste asem sal wees nie. Ons weet nie wanneer ons voor God sal staan nie. Daarom sê ek, moenie wag nie, moenie uitstel nie, moenie sê eendag. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 6 vers 2, kyk nou is dit die wel aangename tyd, kyk nou is dit die dag van heil. Nou, nie later nie, nie môre nie, nou. Die grootste tragedie is nie om te sterf nie. Die grootste tragedie is om te sterf sonder Jesus Christus. Die grootste tragedie is om die waarheid te ken,
maar dit te verwerp. Die grootste tragedie is om die deur te sien, maar nooit in te gaan nie. Die grootste tragedie is om amper gered te wees. Daarom vandag sê die Here, Jesus, ek gee U my hele lewe. Daarom vandag sê, Here, ek gee U my hele lewe, nie 'n gedeelte nie, nie amper nie, nie later nie, heeltemal. Halleluja. Kom ons bid saam vanmôre. Vader, in die naam van Jesus Christus, ons kom vandag voor U met nederigheid en 'n nederige hart. Here, ons erken dat ons nie perfek is nie. Ons erken dat ons U soms teleurgestel het. Ons erken dat ons soms uitgestel het wat ons vandag moes doen. Ons het gesê, môre sal ek bid, môre sal ek vergewe, môre sal ek verander, môre sal ek my lewe aan U gee. Maar Here, vandag sê ons genoeg van amper. Vader, raak elke hart aan wat vandag na hierdie boodskap luister. Bring elke verlore persoon terug na U toe. Bring elke teruggevalle persoon terug na U teenwoordigheid. Breek die mag van sonde, breek die mag van verslawing, breek die mag van vrees en breek die mag van bitterheid. Vader, breek die mag van onvergewe gesindheid, breek die mag van trots. Here, maak ons harte sag, gee ons 'n hart wat U soek, gee ons 'n hart wat U gehoorsaam, gee ons 'n hart wat U liefhet. Vader, vir elke persoon vandag sê, Jesus, ek gee my lewe aan U, ontvang hulle, vergewe hulle, Vader, reinig hulle, Vader, herstel hulle, Vader, maak hulle nuut, Vader, volgens U woord. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Here Jesus, ons wil nie amper wees nie, ons wil nie halfpad wees nie, ons wil nie net kerk toe gaan nie, ons wil U ken, ons wil U volg, ons wil U dien, ons wil U hele wil doen. Vader, sluit ons nie uit nie, help ons om deur die nou deur te gaan, help ons om getrou te bly, help ons om tot die einde toe te volhard, en wanneer ons eendag voor U staan, mag ons hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt, ons gee U ons hart vanmôre, ons gee U ons huis vanmôre, ons gee U ons families vanmôre, ons gee U ons toekoms, ons gee U ons bediening, ons gee U alles in die magtige naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Halleluja. Geliefdes in die Here, hoor die woord van die Here. Die Here is vanmôre op hierdie plek vanmôre, en U is nie per toeval vanmôre nie, en die boodskap is nie vanmôre per toeval, wat jy voor die televisie sit vanmôre nie, of na hierdie uitsending luister nie, maar ek wil vir jou vanmôre sê, dit is die aangename tyd, waar God jou geroep het, en waar God vanmôre vir jou 'n kans gee vanmôre om reg te maak. Moenie dat hierdie geleentheid vanmôre verby jou gaan nie. Mag die Here sy woord seën. Amen en amen.